genees ons, en dit gebeur nie. Dis dan wanneer ons uitroep na die Here en sê, Here, kom help my. Ek sukkel om te glo, om my ongeloof te hou. En elkeen van ons wat ons sit in getuig, as ons terugkyk oor ons lewe, die Here het ons nog nooit gelos nie. Want die Here kom sê vir my en vir jou, moenie bang wees nie. Ek vat jou hand, ek help jou. Ook wanneer jy in 'n hopelose situasie is, wanneer jy op 'n hopelose vlak sit. Dis dan wat ek na die Here toe uitroep. Dis dan wanneer ek en jy vra, Here, kom help my. Dis dan wanneer ek en jy van vooraf weer begin glo. Van vooraf weer hou vas aan God se beloftes. Ek en jy moet hoor vanoggend in Jesaja 41 vers 13. Maak nie saak wat jou krisis is nie. Die Here sê vir jou, moenie bang wees nie. Hy help jou, hy vat jou hand. Hy sê, ek help jou. Jy kan weer moed skep. Jy kan weer begin glo. Geloof is om alles wat God in sy woord openbaar het oor Jesus Christus as waar te aanvaar. En op hom alleen en volkome op hom te vertrou. Ware geloof is 'n vasstaande kennis van God se woord, sowel as 'n vaste vertroue deur die Heilige Gees, dat God vir my en vir jou uit genade alleen gered het. Jesus Christus vergewe vir my en vir jou. Hy verlos ons wanneer ons ons sonde bely en aanneem. Hy skenk ons die ewige lewe. Deur geloof leef ons in 'n verhouding met Jesus Christus. Die word ons ook as 'n kind van God erken. Ware geloof laat 'n mens uitkyk op die lewe radikaal verander. En dit lei tot sekere aksies en dade in jou lewe. Dit is onmoontlik om sonder geloof in 'n verhouding met die Here te staan. Ons kan alleen deur geloof 'n lewende verhouding met die Here hê. Geloof is ons anker en ons hoop wanneer ons krisisse in die lewe beleef. Ons kan nie sonder geloof doen. En wanneer ons deur die Bybel lees van die geloofshelde, die figure in die Ou en die Nuwe Testament, wat bekend was van 'n onwrikbare vertroue op God, en dan ook veral te midde van hulle eie moeilike omstandighede. Wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons van Abel. Hy het die eerste keer 'n aanneemlike offer aan God gebring, omdat sy geloof in God eg was. Ons lees van Noag. Hy bou 'n ark op droë grond. Daar is nie sprake van water nie, daar is nie sprake van 'n vloed nie. Maar hy bou 'n ark. Hy word gespot. Die mense het gedink hy van sy kop af. Maar hoekom bou hy 'n ark? Hy het geglo in die waarskuwing wat God gegee het. Ons lees van Abraham. Hy was die vader van die geloof. Abraham verlaat sy vaderland op grond van God se opdrag. Totaal na die onbekende toe, omdat hy God geglo het. En wanneer hy lang wag vir sy seun, dan sê God, mag hom offer jou seun. En dan sy gehoorsaam, omdat hy God se beloftes geglo het. Hy het God vertrou. Maar Abraham was ook maar net 'n mens. Hy het ook getwyfel, maar tog, te midde van sy twyfel, het Abraham gebly glo. Ons lees van Moses. Hy het in die Farao se paleis grootgeword as 'n prins. Hy het koninklike status gehad, maar hy het prys gegee. En wanneer hy in die woestyn veel pas, en hy met die brandende braamkos kom, en hy God ontmoet, dan gee hy vir hom 'n opdrag. Maar lei my volk uit Egipte uit. En dan gehoorsaam hy. Nadat
waar jy in God geglo het.